Die heilige van die dag, wat deur die kerk op 27 Februarie herdenk word, is Sint Gabriël van Onze Lieve Vrou van Smarte, beskermheilige van studente, jong mense, godgewydes, seminariste, asook die wat die godgewyde lewe ondersoek, om nie te vergeet van mense wat met kroniese siektes moet saamleef nie. By sy begrafnis het een van sy mede-seminariste gesê, met trane in my oë is ek vol skaamte, dat ek so ver weg is van deugde wat hy in so kort tyd bereik het. Hierdie jong passionistiese seminaris het baie lewens in sy tyd aangeraak en geïnspireer, of hulle nou katholiek en nie katholiek was nie. En dieselfde kan vandag nog gesê word. Hy is as Francesco Possenti in Assisi, Italië, in 1838 gebore, en hy was die 11de van 13 kinders. Hy is meer bekend as Gabriello, 'n verkleinvorm van sy religieuse naam Gabriel. Na sy ma se dood het sy gesin verskeie kere verhuis, en Francesco het vinnig volwasse geword, maar altyd sy vrolikheid en geselligheid behou. Sint Gabriel is in sy jonger jare 2 keer deur ernstige siektes getref. Elke keer het hy beloof dat as hy genees sou word, hy sy lewe aan God sou wy. En elke keer wat hy genees is, het hy sy beloftes vergeet. 'n Keerpunt het gekom tydens 'n kerkprosessie. Hy het 'n diep roeping ervaar om sy lewe heeltemal aan God te gee. Blykbaar het hy 'n Maria banier, wat deel was van die prosessie, dopgehou. Hy het gevoel hoe Onze Lieve Vrou se oë syne ontmoet, en hy het vertel dat hy die woorde, hou jou belofte, gehoor het. Toe het hy besef dat hy sy belofte aan God nie nagekom het nie. Op 18-jarige ouderdom het hy by die kongregasie van die Passie, meer algemeen bekend as die Passioniste, aangesluit. As 'n neofiet het hy die naam Gabriël van Onze Lieve Vrou van Smarte aangeneem, 'n weerspieëling van sy intense toewyding aan die geseënde maagd en aan die lyding van Christus. Hy het 'n lewe van gebed, boetedoening en gehoorsaamheid gelei. Sy medebroers het hom as 'n vreugdevolle en 'n diensbare mens geken. Sy diepe innerlike geesteslewe word toegeskryf aan sy liefde vir die gekruisigde Jesus. In die 4de jaar van sy novisiaat is hy deur tuberkulose getref. Hy het sy lyding met merkwaardige vrede en geestelike volwassenheid aanvaar en sy siekte aan God aangebied in vereniging met Christus se passie. Hy is op 27 Februarie 1862 op die ouderdom van 24 oorlede, 'n jaar voordat hy gewys sou word. In 1920 het Paus Benedictus die 15de hom heilig verklaar. Sint Gabriël van Onze Lieve Vrou van Smarte se verhaal is 'n herinnering vir ons almal dat selfs 'n kort lewe 'n ewige getuienis kan nalaat.